Goeiemôre. Jy luister na die 43ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vanoggend is toeskouers en deelnemers. Ek loop nou die gevaar om myself te herhaal en jou te verveel deur weer 'n keer oor die Cape Vidal effek te praat. Maar baie keer in die lewe gaan dit nie net daaroor om iets te hoor nie, maar om dit werklik te integreer. Om 'n voorbeeld te noem, deur die loop van die dag is daar 'n gebeurtenis waarop ek dan reflekteer en wonder, o, is dit dieselfde ou wat vanoggend hierdie oordeenking uitgestuur het, wat nie sy eie medisyne drink nie, wat nie sy eie raad volg nie. Ons is nie 'n masjiene wat gekalibreer word en dan doen ons presies wat ons vooringestel is nie. Ons is mense met emosies en ons reageer op gebeure, en gebeure druk verskillende knoppies in ons emosionele stelsel en daarop reageer ons weer. Ons kyk op 'n bepaalde manier. Ek kan nou 'n besluit neem en tog is daar iets diep binne my wat sonder dat ek die toestemming daarvoor gee, klaarblyklik ander besluite neem. Die mens is 'n komplekse wese. Die Cape Vidal effek beskryf die verskynsel dat ons bereidheid om die lewe dieper te ontgin bepaal watter werklikheid vir ons bestaan. Dit is nie net dat werklikheid anders lyk op verskillende dieptes nie. Dit is dat mense wat oppervlakkig leef en mense wat diep leef, in wese nie dieselfde wêreld bewoon nie. Wanneer ek praat van dieper leef en oppervlakkig leef, maak ek nie 'n morele veroordeling of wil iemand daardeur afkraak nie. Dit gaan nie oor noodwendig die kapasiteit wat ons het nie. Ek dink party mense het 'n natuurlike aanvoeling daarvoor. Dit gaan oor die gewilligheid daarvan. Wanneer ek praat oor dieper leef, dan verwys ek na mense wat 'n dieper selfinsig het, meer bewus is van hulle eie emosies, motiewe, optrede, daaroor reflekteer, ook berou toon, spyt kry, maar nuwe maniere vind om hierdie lewe aan te pak. In die spieël kyk, nie vlugtig en net na hulle hare kyk nie, maar in die spieël kyk, in die teenwoordigheid van God en nadink oor hulle lewens, om dieper te kyk na die mense rondom hulle, wat hulle vreugdes raak sien, hulle drome, hulle emosies, hulle hartseer, wat dit ook al mag wees, maar om werklik raak te sien. Dit gaan oor mense wat nie net werk toe gaan om geld te verdien nie, maar diep betekenis te vind en 'n bydrae te lewer uit die verantwoordelikheid dat hulle hier is vir 'n rede. En dis mense wat nie maar leef van te kyk wat hulle uit hierdie planeet uit kan kry vir die paar maal om die son nie, maar om 'n nalatenskap te skep in hulle eie lewens, in hulle gesinne, in hulle geloofsgemeenskappe, maar ook in die groter gemeenskap waarbinne ons leef en in die natuur. Die ongemaklike vraag bly, wil ons werklik dieper leef? Die grootste fout wat ons in hierdie lewe kan maak, is om oppervlakkig te kyk sonder die afwagting dat diepere laag van betekenis opgesluit lê, elke oomblik van die dag, in elke omstandigheid. Waar ek die meeste agterkom dat daar veelvuldige diepte in die lewe is, lê in kuns. Jy staan byvoorbeeld voor 'n skildery. Aanvanklik sien jy net 'n toneel. Maar as jy bly kyk, regtig kyk, begin die betekenismoontlikhede verander. Jy sien detail wat jy in die begin nie gesien het nie. Simboliek kom na vore. En dis nie net die skildery wat anders word nie. Jy word anders. Jy beweeg van waarnemer na deelnemer. Henry Nouwen het 'n boek geskryf, Die terugkeer van die verlore seun, wat handel oor Rembrandt se voorstelling van hierdie gelykenis wat Jesus vertel het. In sy jong dae het Rembrandt 'n potloodskets van die gelykenis gemaak, maar eerlikwaar, dis oninteressant en oppervlakkig. Daar is geen gevoel in daardie voorstelling nie. Maar dan skilder Rembrandt sy meesterstuk aan die einde van sy lewe.
Hierdie keer skeer dit deur die pretensies van ons bestaan. In die toneel is daar 6 persone. 4 van hulle is in die toneel, maar hulle staan buite die gebeure. 2 vroue staan op verskillende afstande agter die omhelsende pa wat sy seun vashou. Dan sit daar 'n man op 'n stoel wat in die verte instaar na niemand in besonder nie, asof hy nie eens daar is nie. En die lang regop figuur van die oudste seun, met hande gevou, wat emosieloos na die gebeure staan en kyk. Die 2 vroue en die man wat sit, versmelt met hul aardse klere weg, saam met die ewe vaal agtergrond. Maar die pa wat sy verlore seun omhels, staan belig in warm kleure, asof 'n sonstraal uit die hemel op hulle val. Die oudste seun het dieselfde klere aan as sy pa, maar daar is niks in sy reaksie wat met sy pa ooreenstem nie. Die seun is op sy knieë neergeval met sy gehawende klere en skoene, moeg en uitgeput van verdwaal wees. Die vader hou sy kind vas, oë gesluit soos een wat tevrede weet dat alles waarop hy gehoop het, nou uiteindelik gebeur. Hoe langer jy na die skildery kyk, hoe meer sien jy raak. Hoe dieper die betekenis. Van die eerste keer wat Henry nou in hierdie skildery gesien het, of afdrukke daarvan, het dit so 'n reuse indruk op hom gemaak. Later in sy lewe het hy die voorreg gehad om in Sint Petersburg alleen tyd te kon spandeer en ure lank na hierdie skildery te kon kyk. Gewoonlik kry besoekers maar 'n minuut of 2 om daarna te kyk, juis omdat daar soveel mense is wat dit wil sien. Terwyl hy daar gesit het die skildery hom van een gedagte na 'n volgende geneem. Die vader se oë is gesluit, want hy hoef nie sy seun met sy oë te sien nie, maar met die oë van die hart sien hy hom in sy volheid raak. Die vader se hande het hom opgeval, waar die lig besonder helder daarop geval het. Deur daardie vader se hande vloei daar vergifnis, versoening en genesing na die seun toe. Maar dan merk hy op dat die hande van die pa verskil van mekaar. En vir 'n skilder so briljant soos Rembrandt was dit nie 'n fout nie. Daarvoor was hy net te briljant. Maar kyk mooi. Hy skuif 'n bietjie nader en hy begin let op die detail. Die pa se linkerhand, wat op die seun se regterskouer is sterk en gespierd. Die vingers is kragtig uitgesprei, bedek 'n groot deel van die seun se skouer. Dit druk duidelik harder as die ander hand op die seun vas, 'n hand wat sê, moet nooit weer weggaan nie, bly net hier by my. Die vader se regterhand is fyn geskilder, is ligter van kleur en rus sag op die seun se rug. Dit vertroos, bemoedig, berus. En dan besef Nouwen wat Rembrandt wou sê. Hierdie hand is 'n moeder se hand wat sagkens vertroos. Rembrandt het aan die einde van sy lewe God anders verstaan, 'n dieper begrip gehad van wie God is as in sy jong dae. God is vir ons soos 'n vader wat ons beskerm en vashou, maar God is ook soos 'n moeder wat ons vertroos. Kunswerke herinner ons dat daar nie 'n vraag hoef te wees of daar diepte is in die lewe nie. Die vraag is of ons bereid is om lank genoeg te bly, stil genoeg te word, eerlik genoeg te kyk, sodat daardie diepte ons kan verander. Want as ons dit nie doen nie, loop ons die gevaar om bloot toeskouers te wees van die lewe, sonder om ooit werklik 'n deelnemer te word. Om dieper te leef is nie 'n opsie nie. Ons gebed kom uit die Groot Gebedeboek. Here, ek word ouer, nie stokoud nie, maar beslis ouer. En ek moet erken, Here, dat die dinge van die Gees al is wat nie deur die ouderdom aangetast word nie.
Dit is asof my gees al meer aangeraak word deur u gees. En dit bevry my langsamerhand van die drif en drang van ambisie, van die vervlietende plesier van status en besittings, en selfs van die fisieke vernederinge van oud word. Here my God, reis asseblief saam met my van verganklike liggaam na onverganklike lewe. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.